Kom ons buig vanmôre ons harte voor hom wat vir ons gesê het, ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Dit is 'n groot en 'n kosbare geleentheid om vanmôre op hierdie opstandingsoggend aan u te dink. Here, ons belewe wonderlike tye waar die profeseë en dit wat u in die Bybel beloof het, wat aan die einde van die dag gaan gebeur voor ons oë afspeel, asof dit die oggend en aand nuus is. En vir kinders van die Here is dit 'n opgewonde werklikheid, om te weet, Jesus kom weer. En daardie dag toe u opgevaar het hemel toe, het u vir ons 'n belofte gegee, ek gaan om vir julle plek te berei, en as ek gegaan het, kom ek weer om julle te neem waar ek is. En in die tyd wat verby is, het ons ook die kosbare geleentheid herdenk, wanneer Jesus sy Heilige Gees gestuur het, nadat u opgevaar het hemel toe, om binne in kinders van die Here te woon, en in hierdie wêreld te werk. Ons wil bid dat u opnuut die werklikheid van u wondersoete Heilige Gees, u wat gekom het om ons in die volle waarheid te lei, u wat gekom het om binne in mense verandering te bring, wat geen mens self kan doen nie, dat u dit ook in ons harte sal dra. En wanneer Pinksterdienste wat verby is, nou iets van die verlede is, wil ons bid dat u ons sal help, dat die werking en die liefde en die genade wat u aan ons beloof het, deur hierdie wonderlike persoon, ons goddelike Heilige Gees wat binne in kinders van die Here woon, dat dit vir ons altyd 'n realiteit, 'n belewenis en 'n werklikheid sal wees. Leer vanmôre vir ons ook die wonders uit u woord. Skryf die waarheid op die tafels van ons hart, terwyl ons harte vanmôre uitgaan na 'n wêreld wat sonder u lewe, 'n wêreld sonder liefde en sonder genade, mense wat geen erbarming teenoor mekaar het nie. En ek wil baie dankie sê vir die wonder, dat u in hierdie wêreld 'n familie het, 'n bloedgewaste erfenis, mense wat een van hart en een van sin is. Dankie vir u woord, skryf dit vanmôre, baie diep op elkeen se hart. Ons bid vir elkeen wat na hierdie boodskap sal luister, op YouTube, mense wat op 'n WhatsApp greepie, daarna sal luister, daar in Namibië, daar in die noorde van Suid-Afrika, reg oor daar in Sekunda, kinders van die Here, wat wandel in die vryheid waarmee Jesus hulle vrygemaak het, vir hulle daar in Amerika, kinders van die Here oral oor die wêreld. En dankie dat ons die voorreg het om hierdie wonderwaarheid in mense se harte te laat bloei en gloei, deur al die maniere wat u tot ons beskikking gestel het om verander te vertel van die reddende liefde en die ondersteunende en onderhoudende genade van die Here deur die werk van sy Heilige Gees. Dankie dat ons u kan ken in al ons weë. Dan maak u ons baie gelyk. Ons bid ook vir hulle wat siek is, hulle wat deur moeilike omstandighede gaan, hulle wat u nodig het op verskillende weë, en dat Jesus ook daarin verheerlik word. Ons dink aan oorloggetuisterde mense, mense wat vanmôre sit in vrees dat daar een of ander bom of besiel op hulle kan val, mense wat sterwe soos vliee. Ons wil vanmôre kom bid vir mense wat stormgetuisterd, haweloos deur hierdie wêreld moet lewe, hulle wat hongerlydendes is, mense wat alles verloor het. En dan dank ons hier vanmôre dat ons iets het om te eet, dat ons 'n dakkie oor ons kop het, dat ons laasnag lekker warm kon slaap, en dat ons vanmôre hier by mekaar kan wees, om die stem van ons wonderlike Verlosser en ewige God te kan hoor, deur die wonderwerking van u soete Heilige Gees. Ons bid dit in Jesus se naam, met baie groot dankbaarheid, terwyl u harte gee om te verstaan, en ore grawe om te kan hoor, en 'n stem en 'n woord, om die woord van God in mense se harte in te dra,
Ons eer en vertrou U ook daarvoor, in Jesus se wonderlike naam. Amen. Liewe kinders van die Here, vriende, terwyl dit nou vanmôre die Vadersdag is, het ek nou vir iemand daar by die deur gesê, as ons geleentheidspredikers is, wat oor elke geleentheid moet preek, gaan ons nooit by die Bybel uitkom nie. Maar ons wil tog vir elkeen wat 'n vaderlike plig en 'n verantwoordelikheid nakom en 'n pa is vir 'n gesin, baie sterkte toebid vir die pad vorentoe. Ons het 'n baie moeilike tyd wat voor lê. Ons leef in 'n tyd waarvan die Bybel sê dat in die groot verdrukking sal 7 vrouens 1 man aanhang en vir hom sê, ons eie brood en water sal ons eet. Laat net U naam oor ons uitgeroep word. Ons leef in 'n tyd van weerloosheid en vroue sal iemand soek wat hulle beskerm, wat hulle help. En daar is op hierdie stadium, lyk vir my as almal reg hulle somme gemaak het, dat daar op hierdie stadium op aarde 7 vrouens vir elke man is. Baie meer vrouens, hulle sê dit is so skaars, 'n ding is so skaars, soos 'n weewenaar in 'n ouete huis. Hier in ons eie dorp, se ouete huise, het ek al gehoor hoe beklei die tannies oor die ooms. Want daar's net 'n paar ouete huis ooms. En die tannies is baie meer. Maar ek weet een ding is waar. En dit is dat God mans op aarde geplaas het om 'n leidende rol te speel. Om 'n priester van sy huis te wees en 'n pa vir sy kinders. Kom ons bid dat die Here ons opnuut weer op hierdie wonderlike waarheid sal maak staan en dat ons vas sal staan in daardie groot en wonderlike genade. Ons gaan vanmôre met u praat oor die wonderlike genade van die vervulling of die krag of die wonderwerk van die Heilige Gees op aarde. Ons praat en weet en mense gesels oor die Heilige Gees. En ek het nou 'n klomp boodskappe wat ek van ander plekke af gekry het oor Pinkster. En die heel eerste boodskap wat ek kry, luister ek, en toe word daar niks gesê oor hierdie wonderwerk wat God laat gebeur het, van hierdie persoon wat op Pinksterdag na hierdie wêreld toe gekom het, op 'n bonatuurlike, wonderlike, goddelike manier nie. Ek wil net vir u sê, watter tyd ons leef en ons moet dit in ons harte bewaar. Ons leef na die uitstorting van die Heilige Gees, tot by die wegraping, leef ons in genade tyd. En dit word genade tyd genoem, omdat die Heilige Gees na hierdie wêreld toe gekom het op 'n manier wat hy nog nooit vir 4000 jaar van Adam af op aarde was nie. In die Ou Testament vir 4000 jaar het die Heilige Gees oor niemand gekom of in niemand gewoon nie, maar net oor mense vaardig geword. Vanaf Pinksterdag se uitstorting het die Heilige Gees op 'n bonatuurlike, magtige, goddelike, wonderwerkende manier in hierdie wêreld gekom. En dis hartseer om te dink dat daar juis in die tyd wat ons lewe soveel onkunde en leuns en onwaarhede oor die Heilige Gees versprei word. Maar ek bid dat die Here ons sal help dat ons vanmôre as ons hierdie waarheid met mekaar deel oor die wonderwerk van die Heilige Gees in hierdie wêreld, dat ons dit heeltemal Bybels sal verstaan. En dat ons dit nie net sal weet nie, dat ons dit elke dag in ons harte en in ons lewens sal uitlewe. Ons moet vanmôre oor 2 gedeeltes in die Bybel met mekaar praat. En ons gaan vanmôre in Filippense hoofstuk 2 lees. En dan is dit belangrik
as ons oor die Heilige Gees praat, dat ons ook met mekaar daar in Handelinge 'n paar gedagtes met mekaar lees. Kom ons kyk na Filippense hoofstuk 2. En dan lees ons vanaf die eerste vers. Ek wil graag hê dat ons hierdie waarheid diep in ons hart dra en ons dit vanmôre sal lees en dat ons dit sal glo. Hy praat van Jesus Christus. Hy praat van wat hy beteken vir mense, maar dit sal altyd vir 'n mens buite sy lewe bly, as dit nie vir die wondersoete Heilige Gees is wat gekom het, om ons daarin te onderrig, daarin te lei en dit aan ons te openbaar nie. As daar enige troos in Christus is, as daar enige vertroosting van die liefde is, as daar enige gemeenskap van die Heilige Gees is, as daar enige tederheid en ontferming is, maak dan my blydskap volkome deur eensgesind te wees en dieselfde liefde te hê, een van siel en een van sin. Paulus skryf vir die Filippense en hy sê hoe behoort dit te wees in die harte en in die lewens van al die mense op die aarde. En dis juist nie goed wat ons glad nie sien nie. Dit wat ons nou gelees het. Jy moet Filippense 2 vandag en môre en hierdie week weer gaan deurlees. Moet nie iets doen uit selfsug of uit ydelle eer nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself. Nou dit is die skaarste artikel in die dag wat ons lewe. Jy sien waarom Paulus hierdie goed skryf, is hy gee vir ons die sleutel en die antwoord van 'n groot, wonderlike, heerlike werklikheid van die wonderwerk van die Heilige Gees van God binne in kinders van die Here se lewe. En mense wat dit nog nie ervaar nie, om daarna in hulle harte lewe in die Here Jesus daarin te vind. Julle moet nie elkeen na sy eie belange omsien nie, maar elkeen ook na die ander sin. Ons moet aan ander dink. Nie net aan myself nie. Iemand het by geleentheid gesê, die grootste probleem is die mense wat probleme het met hulle skoonma. En toe hulle 'n stukkie in die Bybel aan. Toe Petrus sy skoonma siek was, het hy vir die Here gevra dat sy skoonma gesond moet word. Hy het nie gehoop dat sy gaan doodgaan. En dis wat hier staan. Kinders van die Here, mense moet nie net na hulle eie belange omsien nie, maar ook aan na die van 'n ander. Want hierdie gesindheid moet in julle wees, of as julle wil, of dit is nie nodig nie, is dit wat hier staan. Nee, moet. Hy sê dit vereis God van 'n mens. Hierdie gesindheid moet in julle wees, wat ook in Christus Jesus was. Hy wat in die gestalte van God was, het dit geen roof geag om aan God gelyk te wees nie. Maar hy het homself ontledig deur die gestalte van 'n diensknegt aan te neem en aan die mense gelyk geword. En in die gedaante gevind as 'n mens, het hy homself verneder deur gehoorsaam te word tot die dood toe, ja, die dood aan die kruis. Ons gaan hierdie gedagtes wat ons nou oor praat, vanmôre in ons boodskap wat die Here op ons hart gelê het, afsluit. Ons gaan met dit stop. En ons gaan met u vra om met dit huis toe te gaan en dit in ons harte by die Here te gaan neerlê en sê, Here, help ons. Daarom het God hom ook uitermate verhoog en hom 'n naam gegee wat bo elke naam is, sodat in die naam van Jesus
sou buig, elke knie, van die wat in die hemel, en die wat op die aarde, en die wat onder die aarde is. En elke tong sou bely dat Jesus Christus die Here is, tot heerlikheid van God die Vader. Daarom my geliefdes. Hy sê omdat al hierdie goed wat bo staan, in mense se lewens waar moet wees. Hulle moet dit nie net weet nie. Hulle moet nie net daaroor preek nie. Hulle moet nie net daarna luister as daar gepreek word oor hierdie gesindheid en hierdie leefstyl en hierdie manier nie. Hulle moet daarom die volgende hoor. Daarom, my geliefdes, soos julle altyd gehoorsaam gewees het, nie in my teenwoordigheid alleen nie, maar ook nou meer in my afwesigheid, 'n verantwoordelikheid op u en my hart, werk julle eie heil uit met vrees en bewering. Kinders van God moet iets doen. Hulle moet hulle geestelike lewe, hulle eie heil, met vrees en bewering uitwerk. Weet jy waarom? Omdat dit alles met God te doen het. Want dit is God wat in julle werk om te wil, sowel as om te werk na sy welbehaag. Doen alles sonder murmurering en teespraak, sodat julle onberispelik en opreg kan wees, kinders van God, sonder gebrek, te midde van 'n krom en verdraaide geslag, onder wie julle skyn soos ligte in die wêreld, deurdat julle die woord van die lewe vashou, my tot 'n roem teen die dag van Christus, dat ek nie verniet geloop of verniet gearbei het nie. Ons gaan net tot sover in die Here se woord lees. Paulus sê, terwyl hy in hierdie wêreld besig om vir God te werk, is daar een groot hoop in sy hart, dat al hierdie Bybelse waarhede wat hy vir kinders van die Here en vir hierdie wêreld gepreek het, dat het, of hy nou by hulle is, en of hy weg is, in hulle harte en in hulle lewe, elke dag, waar sal wees, om te lewe soos Jesus geleef het, om te doen wat Jesus wil hê hulle moet doen, om soos Jesus te wees, nederig, onderworpe aan sy Vader, en hy sê hy begeerde, dat hulle dit elke dag in hulle lewe sal lei. Nou ons moet vanmôre met mekaar praat oor hierdie wonderwerk van die Heilige Gees, en ons moet vir mekaar sê, as ons vers 13, as ons gedagte van ons boodskap met u deel, dit is God wat in julle werk om te wil, sowel as om te werk na sy welbehaag. Die Bybel sê, dis nie ek nie. Die Bybel sê, dis nie jy nie. Die Bybel sê, dis nie my godsdienstige idees nie. Dit is nie omdat ek so goeie opvoeding gehad het nie. Dit is nie omdat ek uit die adelstand kom nie. Dis nie omdat ek is aan 'n sekere volksgroep behoort nie. Dit is nie omdat ek een of ander ervaring en ondervinding in my lewe gehad het nie. Dit is omdat God in mense se lewens werk om te wil, sowel as om te werk na sy welbehaag. Met ander woorde, hy kom by u en my vanmôre en hy sê, dit draai nie om 'n mens nie. Hierdie koninkryk saak, wat God op aarde het, waarin hy genade bring, is nie van 'n mens nie. Dis bonatuurlik, dis goddelik, dis wonderbaar. En ons moet vanmôre met mekaar praat oor hierdie wonderlike waarheid van die persoon van hierdie wonderwerk in mense se lewens, die Heilige Gees. Dis baie duidelik dat ons moet weet dat hy 'n persoon is, en ons gaan ietsie met u net daaroor sê. Hy troos mense, hy oortuig, hy doen, hy bemoedig, hy vul, hy gee, hy roep, hy reinig, hy kom na mense toe, want hy is 'n
persoon. Want al die goed wat aan 'n persoon toegeëien word aan die Heilige Gees toegeskryf. En dit is een groot wonderwerk. Daar's nie een ding wat hy doen, wat 'n mens kan doen nie. En daarom het hy gekom. God het sy Heilige Gees gestuur, omdat hy weet, geen mens is in staat, en geen mens is by magte, om te doen, wat 'n mens nodig het in sy nood nie. Waarom het hy gekom? Hy het nie vir homself gekom nie. En 'n mens kan ook nie dit vir jouself doen wat die Heilige Gees doen nie, en jy kan dit ook nie aan ander doen nie. Ek het gehoor dat daar nou onlangs in hierdie Pinkstertyd wat verby is, mense was wat al die mense vorentoe geroep het, en toe het hulle vir hulle hande opgelê, sodat hulle vir hulle nou die Heilige Gees kan gee. Geen mens op aarde kan vir iemand anders iets doen nie. Geen mens kan vir iemand anders iets geestelik beteken sonder die Heilige Gees van God nie. Ons moet dit weet, ons moet dit glo, ons moet dit aanvaar. Omdat 'n mens in hierdie wêreld in 'n geestelike dooie toestand is. Het jy al gehoor van 'n mens wat dood is wat self opgestaan het? Dit is onmoontlik. Elke mens kan ook nie uit 'n geestelike dooie toestand kom, behalwe deur die Heilige Gees. Die toestand van 'n mens is godloos. Niemand kan in hierdie wêreld wat godloos is, wat uiteindelik na 'n goddelose leefstyl lewe. Niemand kan godloosheid verander dat iemand God in sy lewe het, behalwe die wonderwerk van die Heilige Gees van God nie. Die toestand van 'n mens is boosheid. Is om verkeerd te wees. En daar in Romeine 7, vers 18 staan daar, Paulus sê, ek weet, dat in my vlees niks goeds woon nie. 'n mens is nie goed nie. En 'n mens kan nie goed word nie. En mens kan nie ten goeie verander, sonder die wonderwerk van die Heilige Gees in jou lewe nie. Weet jy wat het my beïndruk? En wat het my weer aangegryp? En wat is vir my weer kosbaar? Dat ons te min besef dat ons is mense wat in die moeilikheid is. Ons is in nood. Ons het hulp nodig. Ons het genade nodig. Ons het ondersteuning nodig. En hoe maklik beland 'n mens nie in 'n plek waarin jy vir jouself sê, ek, en dit, ek sal dit, ek gaan dit. Die ou mense het 'n klein stukkie daarvan verstaan. As hulle enige iets poog om te sê wat hulle beplan, daarby te sê as die Here wil. Hulle was van hom afhanklik. Hulle was in die nood, daar waar ons behoort te wees en waar ons elke dag is. En daarom het elke mens God nodig om Jesus Christus in sy volheid te vind en vir hom te lewe en dit te beleef alleenlik deur die werking van sy Heilige Gees en die wonderwerkende genade van die Heilige Gees. Ek wil vanmôre 'n paar gedagtes met u deel. Die eerste is 1 Korintiërs 12 vers 13. As u Bybel saamgebring het, moenie 1 Korintiërs 12 vers 13 ooit vergeet nie. Daar staan in 1 Korintiërs 12 vers 13 hierdie wonderlike, heerlike waarheid. Kom ons lees vers 12. Om die verband te kry, net soos die liggaam een is en baie lede het, en al die lede van die een liggaam, al is hulle baie, een liggaam is, so ook Christus. Hy sê Christus het 'n liggaam wat baie lede het, soos ek 'n liggaam het
wat baie lede het. Nou kom verduidelik hy. Vers 13 in 1 Korintiërs hoofstuk 12. Want ons is almal, hy praat hier met kinders van die Here, ons is almal ook deur een gees gedoop, tot een liggaam, of ons Jode, of Grieke, slawe of vrymanne is, ons is almal van een gees deurdronge. My Bybel sê vir my hier, dat Jesus het 'n liggaam. En daardie liggaam het lede. En daardie lede word in een liggaam gedoop. Nie sakrament nie, maar verenig deur die Heilige Gees wat mense, verskillende mense, in God se liggaam, Christus, verenig. Hoor jy die wonderlike woorde? Ons is almal deur een gees gedoop, tot een liggaam. Nou sê hy, hoe gebeur dit? Hy sê, of het nou Jode, of Grieke, of slawe, of vrymanne is, ons is almal met een gees deurdronge. 'n Mens kan nie aan die liggaam van Christus behoort as jy nie die Heilige Gees van God in jou hart het. Ons is almal die lede van een liggaam van Christus as ons met een gees deurdronge is. Nou wil ek 'n leuen waarmee mense bedrieg word. Nee. Baie duidelik aanspreek vanmôre. Want ek sal ontrou wees aan die Here as ek dit nie doen nie. Die liggaam van Christus is nie 'n kerk nie. Die liggaam van Christus is nie 'n denominasie nie. Die liggaam van Christus is nie 'n sekere godsdienst nie. Die liggaam van Christus is mense wat die Heilige Gees van God in hulle harte het. Nou hoor ek mense sê, die liggaam van Christus is die kerk. En dan stop hulle daar. Maar hulle sê nie watter ene nie. Ek verduidelik. Nou is daar nie meer Jode, of Grieke, of slawe, of vrymanne nie. Want God haal 'n Jood uit sy Joodse volk uit. Hoor jy wat ek sê? Die Here haal 'n Griek uit die Grieke uit. Die Here haal mense wat slawe is uit die slawerny uit, en hy haal mense wat vry is uit hulle vryheid uit. En hy sit sy Heilige Gees in hulle harte, en hulle word in die liggaam van Christus gedoop tot een liggaam, en hulle is almal met die Heilige Gees deurdronge. As die liggaam van Christus 'n kerk was, moes almal vanmôre hier Jode en Grieke en slawe en vry mense gewees het. Is hier vanmôre 'n Jood? Die een. Is hier 'n Griek? Die een. Is hier 'n slaaf? Ek praat nie van die mans vir hulle vrouens nie. Nee. Ons is almal in die liggaam van Christus as Christus deur sy Heilige Gees in jou woon. En jy die Heilige Gees ontvang het en hy jou sy kind gemaak het. Die Bybel is duidelik. In Handelinge 2 vers 47 staan hierdie woorde. Op Pinksterdag, toe word die Heilige Gees uitgestort, 3000 mense daar kom tot bekering, en dan skryf hulle, wie is hulle? Die mense in wie die Heilige Gees kom woon het by die uitstorting van die Heilige Gees, wie is hulle? Parters, Beders, Elamiete, inwoners van Mesopotamië, Frigië, Pamfilië, Pontus, Asië, Jode gedote, Kretense en Arabiere, ek het een gemis. Al was 13 verskillende nasies, groepe. Het beteken nie dat daar 13 nasies gered geword het nie, maar daar het mense van 13 verskillende groepe hulle harte met die Here gedeel en die Heilige Gees het in hulle kom woon. En van hulle word gesê, van daai oomblik af, het die Here daagliks in Handelinge 2 vers 47 by die gemeente gevoeg die wat gered is, nie by die kerk nie. 'n kerk
is 'n denominasie wat deur Konstantyn die Grote tot stand gebring is, toe hy vir die wêreld gelieg het, en hy begin torens bou het, en hy begin gekleurde glase in die venster sit, en hy het mense soontoe genooi, en hy maak van God se saak 'n kerk. En toe trek die wêreld tussen kinders van die Here in, en niemand weet meer wie's kinders van God en wie nie. Nou is dit kosbaar om te weet, dat die Heilige Gees bewerk vir God op aarde 'n liggaam, wat bestaan uit elke persoon. Dit maak nie saak waar hy woon nie, dit maak nie saak waar hy lewe nie, dit maak nie saak aan watter volk hy behoort nie, dit maak glad nie in geen opsig saak, behalwe dat die Heilige Gees van God in hom moet woon, sodat hy 'n lid van die liggaam van Christus moet wees. En dit verander nou 'n groot saak in ons dorp en in ons land, en in elke kind van God se lewe. As 'n kind van die Here vir iemand anders sê en vra, behoort jy aan die Here Jesus Christus, is die eerste ding wat hy vra, wat 'n kerk is jy? Want hy dink om aan die Here te behoort, beteken jy moet aan 'n sekere kerk behoort. En dis nie waar nie. Dis glad nie waar nie. 'n Mens kan aan niks behoort nie, en net aan die Here behoort. Maar jy kan aan al die kerke ook behoort, en nog steeds nie aan die Here behoort. Dit is ook waar. So ons moet vir mekaar vanmôre sê, die Heilige Gees is op Pinksterdag uitgestort om vir God in hierdie wêreld 'n liggaam te bewerk, en almal is met een gees deurdronge wat weergebore is, wat kinders van die Here is. Daar's 'n tweede groot waarheid, en ek wil 'n paar verse met u net vinnig dit lees. Kinders van die Here in hierdie wêreld ontvang van die Heilige Gees wat uitgestort is, die gawe van die Heilige Gees. Luister, ek lees saam met u daar in Handelinge. Ag, dis kosbaar en mooi en wonderlik, en 'n mens kan nie genoeg daarvan lees, en ek het nie tyd om al die Bybelse waarhede vanmôre met u te deel nie, maar ek gaan net 3 kort gedagtes met u deel. Daar staan in Handelinge 11 vers 16 hierdie woorde. Ek moet net die vers 13 lees om die verband te kry. Want hier gebeur dit, dat iets kosbaars met Cornelius gebeur, in Handelinge 11 vers 13. En hy het ons vertel hoe die engel in sy huis sien staan het, en vir hom gesê, stuur manne na Joppe en laat vir Simon haal, wat ook Petrus genoem word. Met ander woorde, hier is 'n engel wat vir Cornelius sê, gaan haal vir Petrus, hy moet hiernatoe kom. Weet jy hoekom? Omdat Petrus een van die mense was, wat op Pinksterdag gepreek het, toe hy vervul is en die Heilige Gees in hom kom woon het, om 3000 mense na Jesus toe te bring. En hier kom hulle en sê, Petrus was op Pinksterdag. Hy weet, die Heilige Gees het in hom kom woon op Pinksterdag. Hy is in die liggaam van Christus. Gaan haal hom. Hy sal weet wat Cornelius moet weet. Hy sê, hy sal woorde met tot jou spreek, waardeur jy en jou hele huisgesin gered sal word. Ek het, toe ek hierdie woorde lees, het ek gedog, waar is sulke kinders van die Here op aarde? As iemand 'n nood na die Here het, dan sê hulle, hoorie, gaan al daai kind van die Here, want hy sal woorde met julle spreek, wat jou sal help, dat jy en jou hele huisgesin gered kan word. Is dit nie kosbaar nie? Dit is wat God vir elke kind van die Here in gedagte het. Dat elke kind van die Here deur ander mense geroep sal word, en sê, my hele gesin moet gered word, spreek met ons woorde, van die evangelie van die kruis. Nie dit en dit en dit en dit nie. Al die bygoed wat vandag gepreek word, 'n hele konglomerasie van 'n godsdienstige, wat is hy lekker nagereg wat ons eet? Trifle. En wat nog? Nee. Al die vrugteslaai. 'n Vrugteslaai godsdienst. Hulle sit al die goed by mekaar, behalwe om vir mense te vertel
hoe ek in my huisgesin gered kan word. En hoor hierdie woorde. En toe ek begin spreek, die evangelie, hoor nou, die evangelie, wat Petrus op Pinksterdag gepreek het die Heilige Gees op hulle geval, net soos op ons in die begin. Hier is mense, hulle hoor, Jesus die gekruisigde, hy het klaar betaal, hy het opgestaan in hy lewe, en hy het vir ons sy Heilige Gees gegee, sodat elkeen wat in hom glo, die gawe van God kan ontvang. En die oomblik as 'n mens jou hart vir dit oopmaak, kom die Heilige Gees ook in my woon, soos hy in Petrus hulle gewoon het op Pinksterdag toe die 3000 tot bekering. En hier ontvang hulle hierdie wonderlike waarheid. Hoor hierdie woorde. En ek het die woorde van die Here onthou, hoe hy gesê het, Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal met die Heilige Gees gedoop word. Hy wil eintlik vir hulle sê, Johannes het gedoop met water, dit was 'n sakrament, dit het niemand gered nie. Maar as julle die evangelie hoor en die Heilige Gees uitgestort word, gaan julle gedoop word met die Heilige Gees in die liggaam van Christus. En hoor hierdie kosbare woorde. As God dan aan hulle dieselfde gawe gegee het soos aan ons wat in die Here Jesus geglo het, wie was ek dan dat ek God kon verhinder? Hy het gedink net die Jode kan gered word. Hy het gedink net die Jode kan tot bekering kom. En hier kom die Here en hier word die Heilige Gees ook in mense se harte gegee, wat heidene is, wat God nie ken, wat buitekant sy volk is, wat buitekant die verbonde is. En hy sê, ek het gedink, ek kan het keer, dat die Heilige Gees ook in ander mense se harte kon woon, en toe ontvang hulle ook hierdie wonderlike gawe. En hoor hier, vers 18 sê, toe hulle dit hoor, het hulle geswyg, en God verheerlik en gesê, so het God dan ook aan die heidene die bekering tot die lewe geskenk. Die Heilige Gees roep mense tot bekering, en as hulle van harte tot die Here bekeer, omdat God in hulle werk om te wil, en hulle maak het keuse in hulle harte, dan ontvang hulle die bekering tot 'n nuwe lewe. En dis die gawe van die Heilige Gees. Die eerste gawe wat jy van God ontvang, as jy 'n kind van die Here is die feit, dat hy my nuut gemaak het. Dat hy vir my 'n kind van hom gemaak het. En dan lees ek ook 'n ander wonderlike waarheid in Johannes 10, of Handelinge 10 vers 45. Hoor hierdie woorde. Kom ons lees vers 43 om die verband te kry. Aangaande hom, Jesus, getuig al die profete dat elkeen wat in hom glo, vergifnis van sondes deur sy naam ontvang. Nie wonderlik nie. Dis eenvoudig. Ons moet ophou om die goed wat hulle vir ons op kweekskool leer te preek. Ons moet ophou om ons kerk se leerstellings vir mense te preek. Ons moet ophou om enige ander iets buite Jesus Christus te preek. Want die Bybel sê, aangaande hom, Jesus, getuig al die profete. Wat het die profete getuig? Aangaande Jesus Christus. En wat het hulle van hom getuig? Dat elkeen wat in hom glo, vergifnis van sondes deur sy naam ontvang. Is dit nie kosbaar nie? En toe Petrus nog besig was om hierdie woorde te spreek, het die Heilige Gees op almal geval wat die woord gehoor het. Jode, Grieke, slawe, vrymanne. As hy hoor dat in die naam van Jesus is daar redding en genade, en hy aanvaar dit deur die Here wat deur sy Heilige Gees in hom werk om te wil, en hy wil nie vir ons nie, maar ons moet wil, maar hy maak dit moontlik om te wil, dan ontvang jy 'n nuwe hart en 'n nuwe lewe, en jy word 'n kind van God. Vers 45 sê, en die gelowiges en die besnydenis, almal wat saam met Petrus gekom het, was verbaas, dat die gawe van die Heilige Gees ook op die
heidene uitgestort is. My Bybel sê van my, niemand is uitgesluit. As iemand hoor dat in die naam van Jesus mense vergifnis van sondes ontvang, kan jy weergebore word. Kan jy 'n kind van die Here word? Vir 'n kind van die Here is hierdie nuwe hart wat hy gekry het. Die Heilige Gees in sy hart, in die liggaam van Christus. Kom ons kyk na Johannes 3 vers 3, dan gebeur dit. As iemand nie weergebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. En dan sê hy, jy word van bo gebore. Die Heilige Gees wat uitgestort is, kom woon binne in kinders van die Here. Wanneer hulle in die liggaam van Christus ingedoop word, en hulle neem en ervaar en kom na Jesus toe, die enigste steen wat die bouers verwerp het, maar wat by God 'n uitverkore en 'n kosbare hoeksteen is. Ek praat met u oor 'n derde wonderlike waarheid. Hierdie Heilige Gees wat uitgestort is, sy wonderwerkende genade, staan in 1 Korintiërs 3 vers 16. Hoor hierdie mooi woorde. In 1 Korintiërs 3 vers 16 kom bevestig hy hierdie wonderlike waarheid. Hy sê, weet julle nie dat julle 'n tempel van God is en die Gees van God in julle woon nie? As die Gees van God in ons woon, en ek in die liggaam van Christus gedoop is, en ek hom ontvang het in my hart nuut geword het deur die wedergeboorte, dan kom woon die Heilige Gees in jou hart en jy word 'n tempel van die Heilige Gees, sê die Bybel. Ek vra vir u vanmôre, kan jy sê dat jy 'n tempel van die Heilige Gees is? En dat jy hom in jou lewe het, en dat hy in jou kom woon het, maar daar's iets meer as dit in Efesiërs 1 vers 13. Nou as jy Efesiërs 1 vers 13 al in u hart bewaar het, en u dit onthou, staan hierdie woorde daar. In wie julle ook, en hy praat hier met kinders van die Here, nadat julle die woord van die waarheid, die evangelie van julle redding gehoor het, in wie julle nadat julle ook geglo het, verseël is met die Heilige Gees van die belofte. Waar begin die Heilige Gees in kinders van God se lewe werk? Wanneer hy die evangelie van die Here Jesus hoor. U moet klaar kry. En kinders van die Here moet stop met dit. Dat wanneer hulle nuut geword het, hulle nog iets van God moet ontvang. Dan moet ons sorg dat die wêreld hoor die woord van die evangelie van die redding van hulle siele. Moet hulle hoor, en nadat hulle dit gehoor het, moet hulle dit glo. En nadat hulle dit geglo het, wat gaan gebeur? Word hulle verseël met die Heilige Gees van die belofte. Hy kom in my woon, hy kom en hy verseël my, en dit maak 3 dinge in my lewe waar. En u moet dit in u hart onthou, u moet dit saam met u dra. Wanneer 'n kind van die Here verseël word met die Heilige Gees, word 3 goed in sy lewe waar. En dis die wonderwerk van die Heilige Gees. In die eerste plek, ontdek 'n kind van die Here, dit wat Jesus se laaste kruiswoorde was, het nou waar geword in my lewe. Tetelestai. Dit is volbring. Dit is afgehandel. Dit is klaar. Dit is verby. Jy is nou verseël met die Heilige Gees en sal nooit weer verlore gaan nie. Dis afgehandel. Dis verby. Dit wat Jesus betaal het aan die kruis, het nou 'n realiteit in my lewe geword. Want hy sê, in my en jou hart, nou is ek verseël. 'n tweede wonderlike waarheid is waar, en dit is, nou het God die Vader die eiendomsreg van my lewe. Ek het die duiwel as vader gehad. Ek het gevloek as hy sê vloek. Ek het goddeloos gewees as hy sê ek moet goddeloos wees. Hy was my eienaar.
Maar die dag wanneer 'n mens deur die Heilige Gees verseël word en jy in sy liggaam is, en jy 'n nuwe hart by hom gekry het, dan sê hy, nou het jy van eienaar verander. Nou is jou nuwe eienaar die hemelse Vader. En die duiwel het jou vir tyd en vir ewigheid verloor. Elke keer as ek aan dit dink, dan val ek op my knieë neer en sê ek, dankie Here, dankie, dankie, dankie. Dis genade. Hy het my uit hierdie verlore wêreld uitgered, om aan hom alleen te behoort. As 'n derde kosbare waarheid, as ek verseël is met die Heilige Gees, ek is veilig. Ek is veilig. Niks in die hele wêreld kan in my lewe gebeur, wat God vir my nie genade gee, om daardeur te stap nie. Nou word daar oor die 270 passasiers in daai Air India vliegtuig wat opstyg, en hy val op die grond neer. In die bondels, honderde meters hoogte, duisende liters brandstof raak aan die brand. En die nuus sê, daar is nie een oorlewende nie. En dan loop 'n man, daar van daardie wrak met duisende brandstofliters wat verbrand, loop hy weg, op sy voete. En hulle sê, wat gaan, hy sê nie ek het in die vliegtuig uitgespring. Hy het in die vliegtuig uitgespring. Hy kan nie, want sy sitplek was reg oor die tank, waar duisende liter brandstof in is, wat aan die brand geraak het. Duisende liters. Dis wat met my en jou gebeur. As ek in Christus is. As ek kind van God is. Alles in my lewe kan gebeur. Maar ek kan op die einde van die dag, of dit nou vernietiging is, en of dit vertrapping is, en of dit verbranding is, of dit wat is, stap ek in sy hemelpoorte, want ek is veilig. Wanneer Eddie en wanneer Linda daar in Namibië in hulle Nissan Sani daar die oggend ry, in die liggaam van Christus, en Frits, hulle vriend, ons vriend saam, en hulle kom aan 'n kop botsing, en dan alles raak aan die brand, en hy stukkie raam van die kar lê daar, en daar's niks wat van hulle oorbly nie, is hulle so veilig, want hulle was verseël met die Heilige Gees, het hulle in die hemel ingestap, sonder 'n letsel. Dis die enigste plek op hierdie aarde, waar 'n mens vanmôre veilig is, in Christus, verseël met die Heilige Gees, om te kan sê, ek weet, ek het versekering in my hart, dat niks my sal tref, wat die wonderlike Gees van God wat in my woon, my die genade gee, om deur te stap. Iemand vra, waar was die Here, toe daai vliegtuig so neergestort het? Toe sê ek vir hom op 2 plekke. Hy was binne in die vliegtuig, maar hy was ook in kinders van die Here se harte. Verseël. God se Gees binne in my maak van my iemand wat versekering het. 100% versekering. Tot ek die dag by die hemelpoort instap. Dit maak nie saak wat gebeur nie. Ek wil 'n 4de gedagte met u noem. Die Heilige Gees is my onderpand. Nou, Efesiërs 1 vers 14 en 2 Korintiërs 1 vers 21 en 22 sê, ek het die Heilige Gees as onderpand. Nou, elke keer as ek dit sien, sê ek, Here, hoe wonderlik is die. Hoor wat sê vers 14 van 1 Korintiërs of Efesiërs hoofstuk 1. Wat die onderpand is van die erfdeel om sy eiendom te verlos tot lof van sy heerlikheid. Kinders van die Here, die Heilige Gees het gekom om in my te woon, my in sy liggaam te vestig, my te verseël met die Heilige Gees en my 'n nuwe hart te gee, maar ook om vir my 'n onderpand te gee. Nou,
Al die ou mense gaan weet waarvan ek nou praat. Want ek weet nie of vandag se kinders dit nog doen nie, en of ouers dit nog gebruik in hulle huis het nie. 'n Trui en 'n baadjie is 'n ding wat 'n kind aantrek as hy maak ou kry. Maar toe ons kinders was, gaan trek aan jou vestie, trek nie 'n hemp aan as jy nie 'n vestie aan het nie. Het jy dit? 'n onderwessie hier teen my lyf. Wie dra nog 'n vest? Hier dan so 2, 3, 4 persone. Nou die Bybel sê, as die Heilige Gees in my kom woon, dan is hy my onderpand, 'n vessie. En dis hoekom ek nie weet wie 'n kind van die Here is nie. Want niemand sien of iemand 'n wens dra nie. Ek sou nie geweet het hierdie 4 persone dra wens as hulle nie hulle hand opgesteek het. 'n Onderpand. Die persoon, hierdie stukkie kleding wat naby my is, dis teen my lyf. Hy's daar, ek ervaar hom, ek weet dit, niemand anders weet dit nie. Dis wonderlik nie. Maar weet jy wat is die kosbaar? Hier staan 'n ander wonderlike waarheid in hierdie vers 14. Hy sê, die onderpand is van ons erfdeel, om sy eiendom te verlos, tot lof van sy heerlikheid. Hy sê, hierdie wesie, wat hy vir ons gegee het, hierdie onderpand, die Heilige Gees, wat teen ons is, wat naby ons is, 'n vrokkie, dis net die deposito. Vir wat nog vir ons volg, wat kom. Ons is dankbaar, ons het vrede in ons gemoed, die Heilige Gees gee vir ons sekerheid, hy sê vir my, jy is myne, en ek is syne, ek weet dit, hierdie onderpand, maar dis net die deposito, vir wat nog kom. Ek het 'n klomp Bybelwaarhede wat ek vanmôre met u moes deel, maar ek wil net vir u sê, hy het vir ons die Heilige Gees gegee, as 'n onderpand, en hy sê vir ons, nou is ons kinders van God, met hierdie onderpand, hierdie vrokkie, hy is by my, hy woon in my, ek het vrede in my hart, ek weet as ek dood gaan ek by hom wees, maar daar kom 'n dag, dat al die kinders van die Here, vir Pieter Cronje gaan lag, en vir al die dominees gaan skater, en vir al die pastore gaan in 'n gelag uitbreek, oor die goed wat ons vir mense vertel het op aarde, wat beyond imagination is. Nou is ons kinders van die Here, met 'n vrokkie aan, en ons weet 'n klompie goed, hy sê maar een ding weet ons, as hy verskyn, sal ons aan hom gelyk wees, omdat ons hom sal sien soos wat hy is. Weet jy hoe gaan dit voel om soos Jesus te wees? Hier sukkel ek elke dag om soos hy te wees. Maar daar gaan ek hom sien, soos hy is. En die Bybel sê, hierdie vrokkie, wat ek nou het, kan nie opweeg teen die heerlikheid wat geopenbaar gaan word die dag, as ek by die hemelpoort instap en ek Jesus sien nie. Nou is ons kinders van God, dis nog nie geopenbaar wat ons gaan wees nie. Maar een ding weet ons, dat as hy verskyn, gaan ons aan hom gelyk wees, omdat ons hom sal sien soos wat hy is. My Bybel sê vir my, die dag as ons by die heerlikheid van die hemel instap en Jesus gaan sien en ons aan hom gelyk wees, dan sê hy vir ons preek ten dele, en ons ken ten dele, maar eendag gaan ons ten volle ken. Maar op hierdie stadium moet ons tevrede wees, want dis nie in ons binneste, dis nie in die Here wat ons dit te nou het nie, dis in ons binneste. Ons kan nie alles vandag vat. As hy hom aan ons moet openbaar vandag wie hy is, en wat ons gaan kry, sal ons dood neerval op hierdie aarde. Ons wag vir daai dag, dat die hemel gaan skeur en ons altyd by die Here wees. Dan kom ons gaan huis toe met hierdie waarheid. En dis die hoofsaak.
waarom ons vanmôre hier by mekaar is. Dis die hoofsaak waarom ons oor die wonderwerk van die Heilige Gees van God moet praat, dit in ons harte moet dra en beleef. Die rede waarom 'n teleurgestelde wêreld vanmôre na kinders van die Here kyk en sê, wat gaan met julle aan as julle sê dat God binne in julle woon? Ek gaan vir julle sê hoekom. 'n Besoeker kuier by een, ek het in die week vandag ietsie daaroor gesê, ek is op pad kerk toe en hy sê vir hom, hoorie, maak jou tuis in my huis, ek is nou by die huis. Terug, ons gaan net gou kerk toe. Toe ons van die kerk af terugkom, toe het hulle my hele huis geskuif, en hulle het van die meubels uitgegooi, en hulle het my boekrak gevat, en al die boeke wat hulle nie van hou nie, in die asblik gegooi, en hulle het na my platerak gegaan, met al die plate gebreek, en die series wat hulle nie geniet nie, en hulle het alles gebreek. En nou vra ek kom maar, en ek sien my hele huishouding is uit mekaar uit. Hulle het die ou meubels daar kant toe geskuif, en goed in die motorhuis gesit wat hulle nie wil hê nie, en hulle het 'n hele herrangskik gedoen. En ek vra vir jou, gaan jy tevrede wees daarmee? Dan sê jy, nee. Sê ek, maar jy dan vir hierdie ouens gesê, maak jou tuis in my huis. En dis die probleem. En dit is die vervulling met die Heilige Gees van God. Ons sê, ek het gesê, maak jou tuis. Ek het nie vir hom gesê, neem oor nie. En baie kinders van die Here in hierdie wêreld lewe met die Heilige Gees van God in hulle binneste wat hulle ingenooi het. Hy het hulle kom woon, hy het hulle in sy liggaam gesit, hy het hulle sy kinders gemaak. Maar hulle het gesê, kom maak jou tuis, maar jy neem nie oor. As hy by my gewoontes en my leefstyl en my maniere en my taalgebruik en my gesindheid teenoor mense moet kom stil staan, dan sê ek, jy kan nie bly, maar jy moet nie oorneem in my lewe. Ek gaan vir u wys wat beteken die vervulling met die Heilige Gees. Dat die Heilige Gees, ek kan nie meer van hom kry nie, want hy's 'n persoon, maar hy moet toegelaat word om beheer van my en jou lewe in alle fasette van my lewe oor te neem. Hy is daar die stemmetjie in my gewete wat vir my sê, jy kan nie dit doen nie. Of, ek verwag dit van jou. Of ek wil hê jy moet daarheen vir my gaan. Of ek wil hê jy moet hierdie opoffering doen. Ek wil hê, nou is jou kans om te wys dat hy in jou lewe oorgeneem het deur die minste te wees en stil te bly. Ek gaan net 4 gedagtes met u deel, dan sluit ons af en kan Corrie die volgende 3 ure aangaan. Die probleem is in die eerste plek, hy's net 'n besoeker in my huis. Hy's nie die een wat baas is nie. Dis die probleem. Daarom kan ek nie dat hy my hele lewe beheer, en daarom is ek nie gelukkig nie, en daarom het ek nie 'n kosbare geestelike lewe nie. Hoor wat bedoel hy as hy sê, hy wil nie net 'n besoeker in my huis van my lewe wees nie. Hy wil in my geestelike lewe oorneem. En ek en jy moet gehoorsaam wees. Hoe word 'n mens vervul met die Heilige Gees? Hoe kan hy vol word in my lewe? Elke dag van my lewe, hoor jy? Ek gaan nie vir u sê wat ek sê nie, ek sê wat sê die Bybel. Verneder julle onder die kragtige hand van God, en hy sal julle verhoog op die regte tyd. Vernedering is 'n slegte ding, maar vir 'n kind van die Here is dit kosbaar. God se eksamen werk nie met plusse nie, werk met minusse. Verneder jou onder die kragtige hand van God. 'n man het vir my gesê, hy het gesien hoe God in sy lewe begin werk, toe hy geleer het om vir sy vrou te sê, hy is jammer. Verneder julle onder die kragtige hand van God, dan sal hy julle verhoog op die regte tyd. Daar's 'n tweede wonderlike waarheid, ek lees dit in die Bybel. Johannes die Doper
staan daar. Die enigste persoon wat vervul was met die Heilige Gees voor sy geboorte. Hoor jy wat ek sê? Gaan lees die Bybel. Die enigste persoon wat vervul was met die Heilige Gees, voor hy gebore is, hy's die neef van die Here Jesus, en hy moes sy koms aankondig, en hy moes sy paaie gelyk maak, en die dag toe hy kom, toe weet hy nog nie, dat sy kop gaan afgekap word, deur 'n diensmeisie wat voor die koning dans en sy kop eis, omdat haar ma vir die koning kwaad is. En toe hy daar staan, by die rivier, en hy kyk na Jesus, weet jy wat sê Johannes die Doper? Hy moet meer word, en ek minder. 'n Mens word net vol van die Heilige Gees, as daai ek van my moet vrek. Ek moet minder word. Gaan kyk maar na kinders van die Here se ongelukkige geestelike lewe, dan luister jy wat hulle sê, ek het dit gedoen, en ek gaan dit doen, en ek, niemand sê vir my, en dis van die duiwel. Dis waarom die Heilige Gees nie my lewe kan beheer nie, want ek wil, en ek vra nie vir hom, hy moet meer word, en ek minder. 'n laaste gedagte. Jesus sê, vir u, en vir my, en vir elke mens op hierdie aarde, kom leer van my, sê Jesus, want ek is nederig, en sagmoedig van hart, en julle sal rus vind vir julle siele. Wil jy 'n rus vir jou siel hê in 'n gelukkige geestelike lewe? Leer by Jesus, want hy is nederig en sagmoedig van hart. En dan sal ek rus vind vir my siel. Ek wil iets vir u vra. Wil u agter Jesus aanstap? Ek vra vir u. Antwoord in jou hart. Wil u agter Jesus stap? Wil u saam met Jesus 'n pad loop in hierdie wêreld? As u vanmôre in u hart gesê het ja, en ek sê ja, Here, dan lees ek in die Bybel, as iemand agter my aankom, moet hy homself elke dag verloon en sy kruis opneem en my volg, om vervul te word met die Heilige Gees en vol te bly van die Heilige Gees. Beteken ek moet elke dag myself verloon. Nie maklik, maar het moet gebeur. En my kruis opneem. Nie Jesus se kruis, nie my kruis. Sê vir my, wat is vanmôre die kruis in jou lewe? Goed waarmee jy ontevrede is, wat jy nog nie meer klaar gekry het. Miskien het ek alles in my lewe verloor. Miskien is dit moeilik. Miskien gaan ek deur krisisse in my lewe. Moet ek nie by die Here kom en sê, Here, maak nie saak. Ek wil agter u aanstap en ek wil myself verloon en sê, wie's ek nou? Dat alles met my moet goed gaan. En alles moet regloop, soos ek dit wil hê. Ek wil dit hê, soos wat die Here Jesus dit wil hê. En dan word my lewe 'n heerlike romanse met die Here, om te weet, waar hy lei, daar sal ek mee gaan. Tot die einde toe. Amen. Kom ons buig ons harte voor die Here. Daar is 'n plek van stille rus naby God se hart. 'n plek waar sonde nie ontrus naby die hart van God. Omdat Jesus sy Gees gegee het, die Heilige Gees, sy wonderwerkende genade. En hoe het ons alles nie ontvang wat tot die genade bydra nie? In Christus waar die volheid van die Godheid woon, liggaamlik, en ons het daar die volheid. Help ons elke dag om onsself te verloon, om minder te word, om by Jesus te leer. Hy is nederig, sagmoedig van hart. Ons het rus vir ons siele nodig in 'n onstuimige deurmekaar wêreld. Help ons daarin en sit die werk in ons harte voor. Ons bid dit in Jesus se kosbare naam. Amen.